Daar sê, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat U elkeen van ons seën. Dankie vir vanoggend. My gebed is, Here, dat U met elkeen van ons sal wees. Heilige Gees, laat U elkeen van ons harte ontvanklik sal maak. Here, laat U met elkeen van ons sal praat vanoggend. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kyk die ding, hy moet blou wees, nee. Kyk, ekskuus julle. Goeiedag en weer eens baie welkom by vandag se diens. Laasweek het ek met julle gedeel oor die onderwerp, moenie toelaat dat iemand jou joy steel nie. En ek het die vraag aan elkeen van julle wat hier was, het ek gevra, en vir die wat by die huis was, wat het gekyk het op Facebook of YouTube of waar ook al, of iemand al dit reg gekry het om jou joy te steel. En almal wat hier was, het gesê, ja, my joy is definitief gesteel. En kan ek weer eens sê, op pad kerk toe vanoggend, by 'n kruising, is my joy gesteel vir so kilometer omtrent. Yvonne was nog besig om met my te praat, om iets te verduidelik, en toe ek sê, babes, ekskuus, sê net weer vir my, wat jy vir my wou sê, toe sê sy, nee, jy het my klaar vir my storie af. En toe ek so om 'n draai gaan, toe sê ek, you know what, God, I'm on my way to church, and I've allowed the people to steal my joy already. Please forgive me. En ja, toe ek was sê, toe sê sy, nee, sy het vergeet, toe sê ek, babes, asseblief, sê my net weer. En toe sê sy vir my nou, wat gebeur het. En ek het ook genoem, dat ons nie moet toelaat, dat mense aan ons joy karring nie. Jy sien, dis plain en simpel Afrikaans, want ek en jy laat toe, dat mense ons joy steel. Ek en jy laat toe, dat mense aan ons karring, en ons joy steel. Ek het ook genoem dat my en jou vreugde van onsself afhang. En ek het 5 punte genoem hoe ek en jy ons joy kan bou. Die eerste een was gewees, wees gelei deur die Heilige Gees. En hier het ek gedeel uit Spreuke 16 vers 9 wat gesê het, dat ons koers beplan, maar die Here ons koers beplan, maar die Here bepaal ons bestemming. Jy sien, ons werk 'n roete uit, maar die Here bepaal ons bestemming. Die tweede een was gewees, vereenvoudig jou lewe. En hier het ek gedeel dat elkeen van ons, ek weet nie van julle nie, kom ons sê dit eerder so, ek het te veel dinge op my kerfstokkie. En ek het genoem dat ons moet gaan sit, laat ons 'n lys sal maak wat ons joy steel. Jy sien, want daar's 'n klomp dinge, Rassie, wat ek doen. Ek moet gaan werk. Kyk, daai het ek nie 'n keuse nie. Ons moet gaan werk. Dan moet ek stort. Ek moet eet. Plain en simpel dinge. Moet ek rolbal speel? Dis my keuse. Gee dit my joy? Ja, dit gee my joy. Ek moet rugby kyk. Ek moet rugby kyk. Gee dit my joy? Nee, dit gee my nie joy nie. So ek trek dit uit my, ek trek 'n streepie daardeur. En dan kom hoor ek Sondag, Hans, jy moet nie net so diep in jou vrou se oë kyk en sê, you understand, daar sekere dinge wanneer jy besluit, this is it. Ja, jy weet, ek is, dis dieselfde, maar sodra dit my joy begin steel, dan sit ek die TV af. Alright, dan die derde een was gewees, bid met boldness, en ek het nie Afrikaanse woord vir boldness nie, ek weet nie of daar, en die boldness sê dat, hier het ek gesê dat die woord vir ons sê, ons kry nie omdat ons nie God vra nie, en ons moet bid sodat ons joy kan kry. Jy sien, maar dit help nie ek bid vir die Here om vir my 'n uitstoe te gee nie, want die Here gaan dit nie vir my gee nie. Ja, he might, hoor mooi, he might,
But now is not the right time. As julle hoor waartoe ek gaan. Ons vra nie. En vanoggend toe hulle my joy steel, toe sê ek, eerste ding, Here vergewe my, ekskuus. Help my sodat ek my joy gefokus kan hou op U. En dan die vierde een was gewees, wees vinnig om te vergewe. En hier het ek genoem dat ons moet vergewe. Hoor mooi, ons moet vergewe en dan die belangrikste, ons moet vergeet. Jy sien, want as ek nie vergeet nie, het ek nie regtig vergewe nie. En as ek nie vergewe het en vergeet het nie, blok ek my verhouding met die Here. Ek blok nie my, as Keith iets aan my gedoen het, en ek sê ek het jou vergewe, maar ek het nie vergeet nie. Blok dit my verhouding met die Here, nie met Keith nie, want Keith het nie 'n saak met my nie. Amen. En dan die laaste een was gewees, wees gehoorsaam aan God. En hier het ek genoem dat om in gehoorsaamheid met God 'n pad te stap, die beste manier is om 'n vreugdevolle en geseënde lewe te hê. En spyker dit wat jy vanoggend gesê het die spyker op die kop geslaan deur te sê, die mense begin te sien dat ons joy het en ons joy kom van die Here af. Amen. Wel, vandag wil ek deel oor die onderwerp, die waarheid sal jou vrymaak. En ek gaan begin met 'n vraag. Het julle al daardie woorde gehoor? Die waarheid sal jou vrymaak. Jy sien, baie van ons sal sê ja, omdat ons daarmee groot geword het. Jy sien, oral waar ons beweeg het en aangejaag het, is daardie woorde mos aan ons gesê. Brett, speak the truth will set you free. My pa het altyd vir my gesê, jy sien, en daardie waarheid het soms veroorsaak dat ek gesê het, ja pa, sorry, ek het die ma se sigarette gesteel. Jy sien, en daardie waarheid het veroorsaak dat my pa het ons altyd met 'n rottang gepiets. So, ja, dis daai. En as ons weggehardloop het ek gesê, jy moet terugkom na hierdie huis toe, jy moet vanaand kom eet, jy moet nog hier kom slaap. So, jy sien, die waarheid het baie keer veroorsaak dat ek seer gekry het, maar die waarheid het my vrygemaak. Jy sien, en hierdie woorde kom uit die woord uit waar Jesus besig was om die mense wie in hom geglo het te leer. Johannes 8:31 tot 32 in die 53 vertaling sê Jesus die volgende. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Kom ek stop daar. Kan ek vandag vir julle sê, as julle waarlik in God se woord bly, is julle sy disippels. Alright? En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Julle sien, Jesus was besig om hier te praat van 'n vryheid wat slegs God my en jou kan gee. Vryheid aan die wie in God glo en wie getrou is aan God se waarheid. Maar wat is hier die vryheid wat Jesus van gepraat het? En waarvan gaan die waarheid ons vrymaak? Johannes 8:33 in die 53 vertaling sê die woord vir ons, hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê jy dan, julle sal vry word? En hierdie vraag was van die Jode wat was nie van pas nie. Want hulle voorvaders was dan slawe. Hulle was dan in Egipte gewees. Hulle was slawe gewees. En daarna is hulle gedeporteer, as ons daardie gedeelte onthou, is hulle gedeporteer Babylon toe. 70 jaar was hulle slawe. En dan praat ek nie eers van toe die Romeine oorneem nie. Jy sien, net soos hierdie woorde van die Jode, kan daar ook by my en jou die stelling verskyn, maar ek was nog nooit 'n slaaf nie. As ek julle vra, elkeen van julle, dan sê julle vir my sê, nee, ek was nie 'n slaaf nie, waar is ek 'n slaaf?
Partykeer het dit gevoel toe ek groot geword het dat ek 'n slaaf was, want jy moes die gras gesny het, jy moes die hondebolle opgetel het, jy moes hierdie gedoen het, jy moes daai gedoen het, jy moes skottelgoed gewas het. Dan moes gevoel of jy 'n slaaf is. Kom ons wees eerlik met mekaar vanoggend. En ons weet as ons gesê het nee, ons gaan dit nie doen nie, wat het gebeur? Die boude het gebrand. Dis so maklik soos dit. En dan sal ons almal vra, maar waarvan moet ek dan vrygemaak word? En die antwoord lê in die houvas wat die wêreld op ons het. Jy sien, Jesus het nie gepraat van fisiese slawerny nie. In Johannes 8:34 en die 53 gee Jesus die Jode die antwoord. En kan ek sê, nie net die Jode nie, vir my en vir jou ook. Johannes 8:34 sê die woord vir ons. Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. Jy sien, so elkeen van ons wat sonde doen, is 'n dienskneg van die sonde. Ek en jy is 'n slaaf van sonde. Maar wanneer ek en jy repent aan die Here oor ons sonde, kom Jesus weer aan 'n kruis gesterf het vir ons. En Jesus verwyder die sonde en die doodstraf van ons. Want wat gebeur op die einde? Sonde veroorsaak dat ek en jy 'n doodstraf sal kry. We will never be free. Never. Ja, julle sien, as ek nie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie, is daar 'n doodstraf op ons. En ek het geskryf hierso, daar is 'n doodstraf op ons gaan reguit hel toe. Ek gaan nie eens doekies omdraai nie, gaan nie eens mooi praat nie, want daar is nie mooi woorde rondom dit nie. Jy sien, maar vir die van ons wie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, weet ons, kan ek julle vandag vra, weet jy, daar waar jy sit, ek gaan nie name noem nie, daar waar jy sit, weet jy dat jy hemel toe gaan? I'm going, I'm not scared of saying it, I'm going to heaven. Jy sien, die skrif sê vir ons in Romeine 3:23 in die Boodskap Bybel, ons almal is sondaars. Vibes? Romeine 3. Okay. Alright. Okay. No problem. Ons almal is sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie. En het ek geskryf, die woord sê ons almal, nie net seker is nie. Al weet ek dat ek hemel toe gaan, is ek nog steeds 'n sondaar. En vanoggend is 'n voorbeeld. Daai man en dame wat besluit het, hulle eet hulle Kentucky by die stopstraat, 4 rigting stop vanoggend, want toe ek verbygaan toe is hulle besig om in die Kentucky te eet, het my laat sondig. Dit so. Maar ek weet ek gaan hemel toe, maar toe ek klaar is, toe sê ek, Lord, please forgive me. Jy nie net seker is nie, ons almal. Dis moet elkeen van ons erken dat ons in bondage is. Ek weet ook nie wat is die, Rikus help daar so, Zally, bondage. Waar jy vasgevang word in bindend. Dat ons in bondage is. Die sonde hou ons in bondage. Die sonde bind ons vas. Die sonde hou ons vasgevang. Is dit 'n beter woord? Bondage, vasgevang. Die sonde hou ons vasgevang. En ons is dus almal slawe van sonde. Tensy dat ek en jy bely. Die dag wat jy Jesus aanneem as saligmaker en verlosser, sê jy, Here, vergewe my, ek is 'n sondaar. Ek het sonde gepleeg. Dankie dat u bloed my skoon was hier waar ek vir u vra. Hier waar ek u aanneem. Jy sien, tensy ek en jy bely, dra die sonde doodsvonnis op ons. Romeine 6:23-53 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Die loon van sonde is die dood. So ek en jy moet ons sondes bely, anders het ek en jy definitief moeilikheid. Wel, hoe maak die waarheid ons vry? Jesus sê vir ons dat ons kan vry wees van hierdie geestelike bondage, slegs deur sy waarheid. Maar hoe werk dit? Moet ek net die waarheid ken, of is daar iets meer?
Om dit plain en simpel te stel. Die waarheid van die Here moet my en jou nie laat stil sit nie. Jy sien, ek en jy, as baie van ons, as ons die Here aangeneem het as saligmaker en verlosser, dan gaan sit ons stil. Die waarheid moenie laat ons toelaat om stil te sit nie. Maar ons moet oorgaan na aksie toe. En daardie aksie is weer eens, en ek hamer op spyker, want wat hy vir my gesê het uitgestaan vanoggend. Die joy wat jy het, as jy uitstap en jy's in 'n wêreld, waar die wêreld nie joy het nie, en jy sit met 'n smile op jou gesig, en nie asseblief nie 'n aangeplakte smile nie. Jy sit met 'n smile op jou gesig, gaan die mense jou vra, wat het jy? Ek sien dit in jou oë, ek sien dit in jou lyfstaal. En ons kan die waarheid, Jesus Christus, met daardie mense deel. Maar julle sien, die vyand wil hê dat ons net moet aangaan met ons lewens, asof daar altyd 'n môre sal wees. Dis mos waar. Voor ek die Here geken het in my BC days, 26, 27 jaar terug op die rallies, al die dinge waar ek aangejaag het, en ek in daai bed gelê het, of partykeer het ek nie eens gelê nie, ek het eerder regop gestaan, want die hele wêreld het om my gedraai, en ek kon nie daar nie. En op 'n stadium dan vang jy mos jou voet so uit, en dan plak jy jou voet, jou toon mos so op die grond, laat dit nie meer moet draai nie, dan sê jy, Here asseblief, dit help my, laat ek net kan slaap, dis die laaste keer, en oor 'n week dan doen ek weer dieselfde. Sien, ek het altyd gedink, daar gaan 'n môre wees. Ja, daar was 'n môre gewees vir my. Die Here het my en jou geseën met 'n môre vandag. But we don't know if we've got tomorrow. Jy sien, dan kom die vyand nog verder en hou vrees, verwarring en misleiding oor ons, as gevolg van ons sonde. Iemand het vanoggend, ek weet nie, iemand het vanoggend gepraat daar, sodat ek onthou nog sekere dinge, daar was sonde, daar was sekere goed gewees in my lewe. En die vyand sal dit altyd na jou toe terugbring. En ek het hier geskryf, en dis die waarheid. Hey Brett, toe jy op skool was jy dan maar lekker joller gewees, jy dan maar lekker aangevang. Ek is 57 jaar terug, 57 jaar oud, ek was 40 jaar terug het ek matriek geskryf, maar die vyand kom en elke verkeerde ding wat ek gedoen het op skool, hou hy nog voor my. Jy sien, want dit wat hy doen, weerhou dat ek 'n pad stap saam met die Here. En laat daardie waarheid, want die Here het my vergewe. Die Here het my vergewe van daai sonde, maar hy bly daai ding ingooi. Dan het ek hier geskryf en ek het dit met julle gedeel ook. Hy kom en hy sê, hey Brett, jy het dan op 'n stadium 'n 9mm teen jou kop gedruk waar jy wou selfmoord pleeg. 17 jaar oud, om presies te wees. Op my bed, in my kamer. My pa se kluis oopgesluit en sy vuurwapen gaan uithaal en teen my kop gedruk. Jy sien, die vyand bring jou na daardie dinge toe, maar die Here het my al reeds vergewe, want ek het die waarheid gepraat met die Here en gesê, Lord, please forgive me for what I wanted to do. Lord, please forgive me for being a joller. Lord, please forgive me for putting a 9mm to my head. I know that was the wrong thing. I know it. Die Here weet, die Here ken die waarheid wat ek aan hom gepraat het. Ek weet nie wat die vyand oor jou hoof hou nie. Ek weet nie wat die vyand jou laat aan terugdink nie. Ek weet nie waaraan die vyand jou laat vashou nie. Maar my boetie en my sussie, jy het vandag die geleentheid om te sê, I've asked God for His forgiveness. He's forgiven me for that I have done. I will not think about it anymore. Dis dieselfde as laasweek se vergewe en vergeet. God vergewe en hy vergeet. Die woord sê, so ver as wat die ooste is van die weste, so ver vergewe hy jou sondes, en hy vergeet daarvan. En ons sien, die waarheid sal jou vrymaak. Die Here wil hê dat ek en jy die wedloop sterk, vol moed en spoed sal voltooi. God wil hê dat die potensiaal, my boetie en my sussie, God het potensiaal in elke een van ons gesit. Elke een van ons het potensiaal gekry. Verskillend, ja, definitief.
Maar elkeen van ons het potensiaal gekry. En God wil hê dat die potensiaal wat hy elkeen van ons gegee het, om dit te gebruik tot uitbouing van God se koninkryk. Amen. We are not here for ourselves. We are here for God. En ek het geskryf, ons almal ken hy liedjie, I am no longer a slave to fear. Is ek reg? I am no longer a slave to fear. En ek het fear uitgehaal, en ek het ingesit sin. I am no longer a slave to sin. I am a child of God. Amen. Jy sien, die waarheid gee jou vryheid om jou meester te kies. Soos alles in ons daaglikse lewe, om vry te wees van sonde, bly 'n keuse. Maar God neem die inisiatief. Eerstens stel hy ons bloot aan die gospel. Ek weet nie hoe julle almal tot bekering toe gekom het nie. Ek het tot bekering toe gekom op 'n rally in 'n tent by die Rhino Rally in, wat is hierdie plek? Christiana. Het ek en 'n groot vriend van my wat saam met my gewerk het, Hans Bekes, het daardie aand het ek besluit, Brett, as jy nie jou lewe vandag regmaak nie, gaan ek het nog nie eens kinders gehad nie. As jy nie jou lewe vandag regmaak nie, gaan jy nie jou kinders eendag sien nie. In 'n tent op 'n rally. En ek het julle al dis nie 'n storie nie, die waarheid vertel toe ek saam met Yvonne hulle begin kerk toe gaan het. Ek het nie gehou van kerk nie. Ek het gedink as hulle church praat, is soos die bikers, jy weet, as hulle meeting hou, dan noem baie van die 1%ers daai meeting church. They go to church. Dis mos hulle meeting. En toe Yvonne hulle kerk toe gaan, het ek saam gegaan en die Here het my aangeraak. Jy sien, so begin dit. Die Here begin dan in ons te werk, sodat ons besef dat as ek nie Jesus aanneem as saligmaker en verlosser nie, dit tickets is met my. Daardie liedjie wat ons gesing het, Waymaker. Rikus, verstaan jy nou waar dit inkom? Waymaker, God makes a way for each and every one of us. He's a miracle worker. Peacekeeper. En kan ek sê, die peacekeeper is belangrik, want partykeer raak ek kwaad, dan draai ek nou eerder om, as om 'n fight te begin. En dis die Here se vrede wat dit maak. Jy sien, nadat ek en jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, moet ek en jy besef, dat ons die keuse gemaak het, om die Here te volg. Ek en jy kan nie, ja, hoor mooi, ek en jy kan nie aanhou met sonde nie. Ons kan nie. We have to change. En weer eens, Spyker, dankie, ek weet nie hoekom jy dit gesê het nie. Dit pas so in op hierdie woord, we need to change. The people are seeing change in every one of us. As ek julle vra vandag hierso, om julle hande op te steek, hoeveel mense het al na julle toe gekom en gesê, ons sien verandering in julle? Moenie skaam wees nie. Moenie skaam wees nie. Verstaan jy, daar's oralstens daar verandering. Want jy's nie jou ou self nie, you have accepted Jesus. Ons is nie meer 'n slaaf tot sonde nie. Ons is 'n kind van God. Amen. Jesus sê vir ons in Matteus 6:24 en die 53, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Maar is dit dan goed as ons een slawerny verruil vir 'n ander? Wat maak dit dan anders? Dat ons 'n slaaf of kind van Jesus word en nie 'n slaaf van sonde nie. Romeine 8:17 in die 53 vertaling sê vir ons, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Jy sien, om Jesus te kies as ons nuwe meester, maak ons vry van die gewig van die sonde van die verlede. En dit laat toe dat ons vir ewig commit aan die Here en dat ons 'n erfgename sal wees vir sy koninkryk. Ek wil graag afsluit met die volgende.
Ons wêreld is in slawerny. Ons wêreld is in slawerny tot ongeregtigheid en verwarring. Maar God roep my en jou om vry te wees. En ek en jy moet reageer op hierdie geleentheid om mense te word wie Jesus gehoorsaam, as ons meester en om ten volle te vertrou op hom. Die pad om 'n slaaf te word van geregtigheid begin deur te hoor en om gehoorsaam te wees aan die waarheid. En daardie woorde, slegs dan sal ek en jy die Here volkome kan dien. En dan sal julle die waarheid ken. En die waarheid sal julle vrymaak. Jy sien my boetie en my sussie, as ek en jy daardie waarheid gekies het, moet ons daardie ou los. En ons moet vorentoe gaan. En ons moet die waarheid praat. Ons moet. Ek wil afsluit met die laaste gedeelte wat ek met julle wil deel. Persoonlike ding. Gaan nie name noem nie. In die week is daar mense wat kom raad vra by my en ons gesels en al daai dinge en die raad gaan basies daaroor oor 'n persoon wat 40 jaar lank al vir hierdie familie werk. 40 jaar. En so gebeur dit, laat die pa sterf. En die kinders erf. En die seun, dis 'n seun en 'n dogter, en die seun kry meeste van die as erfgenaam. En die res van die familie begin te beklei teenoor hierdie seun. Maar dit was nie sy keuse nie, dit was sy pa se keuse. En soveel so kom hulle agter dat die persoon wat die sake gereël het vir 40 jaar, eintlik vir 40 jaar diefstal en bedrog gepleeg het. En toe hulle nou begin praat, toe sê hierdie persoon, die ouer persoon, maar luister, jy's nog 'n kind. Jy gaan my nie sê hoe werk dit nie. En ek sê toe vir die persoon, toe sê ek, weet jy wat, as jy die dinge doen soos wat die Here dit vir jou sê, daar's nie 'n miskien nie, kan ek dit so stel, daar's nie 'n miskien nie, there's a right way and there's a wrong way. En ek kyk elkeen van julle, there's a right way and there's a wrong way. There's a right way to do business, there's a wrong way to do business. There's a right way to live and there's a wrong way to live. En as jy hulle bymekaar bring, is dit alles wat dit saambring. Praat die waarheid, want die waarheid sal jou vrymaak. En hierdie persoon wat 40 jaar die besigheid run of doen of wat ook al, wil nie sê dat hy verkeerd gedoen het nie, want op die einde van die dag het hy baie verkeerd gedoen. En ek weet nie waartoe dit gaan lei nie, op die einde van die dag glo ek, dit gaan na kriminele sake toe lei. En die bewyse is daarso, waar hierdie persoon die geleentheid gehad het om die waarheid te sê. Kies jy daardie pad om nie die waarheid te praat nie. En weer eens, as jy nie die waarheid praat en die waarheid soek nie, gaan jy 'n doodstraf kry. Yes, you can be forgiven. Maak nie saak wat jou ouderdom is nie. My boetie en my sussie, 'n leuen is 'n leuen. Jy kry nie klein leentjies of jy wit leentjies, 'n lie is 'n lie. My gebed vir elkeen van ons is, jy wat Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, you know what is the truth. En as jy die waarheid praat, sal die waarheid jou vrymaak. En daar 'n jong laaitjie het uitgestap en gesê, oom, ek soek die dinge so en so en so. Ek maak nie saak nie, dis wat ek soek. Ek is geregtig daarop, op 'n mooi manier. En hy het uitgestap en geloop. Nou wat probeer jy sê, Brett? Wat ek probeer sê is, you don't need to be ugly to tell somebody the truth. We need to speak truth in love. Amen. We need to speak truth in love because Jesus loved each and every one of us. En weer eens, my gebed vir elkeen van ons is dat ons die waarheid sal praat. Die waarheid sal my en jou vrymaak. En moenie vashou aan die verlede, laat die vyand toelaat, laat jou verlede jou vashou en weghou van die Here af nie. Amen. Kom sluit ons oor. Here, baie dankie vir u woord.
Here, my gebed vir elkeen van ons is, Here, ek weet nie, met al hierdie mense wat voor my sit, Here, al die mense wat kyk na die boodskap op YouTube of Facebook, ek weet nie wat se houvas die vyand oor hulle het nie. Maar Here, Heilige Gees, my gebed is, laat U met elkeen sal wees, laat U elkeen sal wys, Here, laat hulle daardie sal laat gaan, want U het hulle reeds vergewe. Here, waar hulle U aangeneem het, het Jesus se bloed hulle reeds skoon gewas. Here, my gebed is, laat ons elke dag in waarheid sal loop. Ja, Here, ons sondig elke dag. Maar Here, laat ons sal vashou aan die woord wat sê, dat as ons die waarheid praat, die waarheid ons sal vrymaak. Wees met elkeen van ons, seën elkeen van ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem.